Goeiemôre almal. Baie dankie vir die musiek. Elke keer staan ek net in verwondering oor hoe die Here werk in sy liggaam. Leon, wat jy gelees het vroeër, toe ons nou almal, jy weet, toe jy begin het, daai skrif in Efesiërs, dit kom ook in die diens voor, maar net in 'n Korintiërs, in 'n Kolossense formaat, maar is presies dieselfde woorde. So, en die musiek wat hulle hier sing, die gedagte is, kom ons rig net ons oë op Jesus. Gaan ons net oor die koninkryk. So, baie dankie vir die musiek. Reg, 2025, wat beteken dit vir julle? Dit kan die beste jaar ooit wees. Dit kan 'n goeie jaar wees, wat verloop het soos beplan, of jy voel dalk jy het net oorleef. Maar daar's ouens wat 'n baie moeilike jaar gehad het. So wat is dit wat almal wat ek nou hier genoem het, in gemeen het? Is dit almal 'n rede om dankbaar te wees? So ek gaan vir julle eerste gedeelte op 'n reis vat van hoe ons gewoonlik daarna kyk vanuit 'n menslike oogpunt. Beste jaar in my lewe is maklik om dankbaar te wees. Dit kom natuurlik. As jy nie is nie, dan oorweeg die volgende. Jy mag dalk dink is jou toedoen. Jy verdien dit, of daar's 'n entitlement. Ek wil tog vir julle sê, hierdie ding van trots is nie 'n lekker ding nie. Baie keer sê ons is trots op 'n ding. Probeer om dit eerder te vervang met, ek is dankbaar oor iets. Oor presies daai selfde ding. As jy kyk in Esegiel 28, ek gaan baie skrif aanhaal vanoggend. Sommige van hulle gaan ek vra julle saam lees, anders kan julle sommer net so volg, maar na die tyd, vir die van julle weet, Esegiel 28 is vol van die Prince of Tyre en the King of Tyre. Dit gee vir ons twee dimensies. Die een is die koning, die fisiese dimensie, en die ander is die geestelike dimensie, wat geheers het oor daai area. En by die Prince of Tyre verwys hy na 'n mens wat hy was wyser as Daniël, maar daar's trots in hom gevind. En dan by the King of Tyre, die geestelike dimensie, sê het, you were in Eden, the garden of God, an anointed guardian cherub, on the holy mountain of God, blameless in all your ways, but your heart was proud. En hy is nie meer daar nie, God het hom uitgewerp. Wees versigtig vir trots. Die volgende ene is in dieselfde boek in Esegiel, in hoofstuk 16. Net vir interessantheid, weet julle hoekom God Sodom vernietig het? Omdat hulle was trots. Gaan lees 'n bietjie hierdie gedeelte in vers 49 en 50 van Esegiel. I said, they were pride, they had excess food, they prosperous and eat, and they did not aid the poor and needy. Dis hoekom hy Sodom vernietig het. So, wees versigtig vir trots en om te dink goeders is as gevolg van jou eie toedoen. As jy 'n goeie jaar het wat verloop het soos beplan, bly vir jou. Dit is maklik om dankbaar te wees. Party van die ouens hou daarvan om voorspelbaar te wees. As dit nie is nie, wil ek jou graag aan twee goed herinner. As daar nie 'n natuurlike behoefte by jou inkom oor dankbaarheid. Ons weet wat by die gemeente in Efesiërs, hulle het hulle eerste liefde verloor. Hulle het gaan stagneer. Die tweede een is Laodicea. Hulle het lou geword. Is nie koud of warm nie. Moenie stagneer daar waar jy is nie. Derde perspektief. Jy het net oorleef. Is baie verlig en dankbaar. Indien jy nie is nie, waar is jou vertroue? Met ander woorde, jy het nie 'n natuurlike visie van waarom jy is waar jy is nie.
Gaan kyk na al die konings van Israel wat afvallig geword het, en die afgode wat ingekom het in daai verhoudings in. Hulle het hulle oë van God en God alleen afgehaal. Dan, as jy 'n moeilike jaar gehad het. Is baie verlig en dankbaar. En as jy nie is nie, oorweeg die volgende. Jy kan kwaad wees of verontreg, want jy het regtig verwag dinge gaan anders werk. God het dan vir jou gesê, dit gaan nie so wees nie. Dan wil ek vir julle hierdie in Hebreërs 12 vers 15 wat sê, bitterness and resentment is a cause of trouble. Daar's ook 'n gedeelte in Romeine 5, die ander reaksie is as mense uit selfbejammering terugtrek uit die gemeenskap van die gelowiges uit. In isolasie, dan raak jy 'n maklike teiken. En daarin wat ons daar kry is a need of endurance. Ons lees dit in Hebreërs, in Jakobus en in Romeine 5. En die uitkoms daarvan, wat ons lees in Jakobus is, dan is ons perfect and complete. Partykeer moet ons deur daai ding gaan, en dit ervaar, en toelaat, dat die Here ons verander. Die punt wat ek hier wil maak is, kan ons hom vertrou, of dit met ons goed gaan, en of dit met ons sleg gaan. Maak nie saak wat nie, hy is in volle beheer. So hierdie is die tradisionele manier van hoe mense daarna kyk. Want wat is dit? Dit is my perspektief. Dit is die mens se perspektief. Dit hang af van hoe dit met my gegaan het. Ek wil nou vir julle, soos Paulus gesê het, show you an even better way. Hier is nou die een deel, daar is gelukkig te klein vir julle om te lees, so ek wil julle uitnooi om self te gaan kyk in Openbaring, in 1 Petrus 1 vers 13 tot 21, maar vir die van julle wat nou nie jou eie Bybel voor jou het nie, ek sal dit tog op die skerm ook sit. En ek gaan dit stadig lees, en as jy jou eie Bybel voor jou het, dis nogals baie lekker om in jou eie Bybel, daai een wat ek nou vir julle gewys het, waar ek nou krap en aantekeninge maak, en ek hou van 'n letterlike vertaling, so jy het jou eie vertaling wat jy gewoonlik lees, kyk na hom, en luister na wat ek hier gaan lees, en ervaar eintlik hoe die Here dit vir jou oopbreek. Dis baie spesiaal. Hy sê, therefore, preparing your minds for action, being sober-minded, dit gaan oor hy wat ons minds oopsluit. Set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Dis waaroor dit gaan. Ons moet ons oë op hom sit, en wanneer ons oë op hom is, dan kyk ons nie na ons situasie, en dit hang nie daarvan af nie. Dan sê hy hierdie gedeelte, as obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, since it is written, you shall be holy, for I am holy. Nou, voor Jesus se gekoms, was die opdrag gewees, hierdie uit aanhaal is in Levitikus, waar hulle gesê het vir die volk, jy moet jouself afsonder en heilig, om in die teenwoordigheid van God in te kom. Maar Jesus het dit nou vir ons gedoen. So hierdie is nie soos 'n opdrag wat sê, jy moet iets doen nie. Dis meer 'n opdrag wat lewe spreek, hy het dit gedoen, hy het dit klaar in jou gesit, vat dit, en leef daaruit, staan op daaruit, want jy is heilig. And if you call on him as Father, who judge impartially according to each one's deeds, conduct yourselves with fear throughout the time of your exile. Ons is tydelik hierso, nee? Dan, knowing that you were ransomed
from the futile ways inherited from your forefathers. En waarvan was ons geransom? Ons is geransom, ons losgekoop van die woede van God. Maar hy het dit klaar gedoen. Not with perishable things such as silver and gold, but with the precious blood of Christ, like the lamb without blemish or spot. Hoekom ons nou nagmaal gehou het. He was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in these last times for the sake of you who through him are believers in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God. Dit moet ons aanraak. Die aksie kom van hom af. So as ons minds oopmaak vir wie is en wat is die koninkryk, is baie belangrik om vas te staan oor wie is Jesus. Hierdie keer gaan ek dit vir julle uit die Openbaring, sal nou nie weer die Kolossense 1 aanhaal. En as julle in Openbaring 5 gaan lees, hierdie is vanaf vers 9 tot 14, weer eens, as jy kans het om in jou eie Bybel te kyk, en jou eie vertaling daarvan te lees, hoor 'n bietjie ook hierdie letterlike vertaling, en hoe dit op dit gaan. So, die agtergrond is ons nou, Johannes is in die visie, en niemand is waardig om die boekrol oop te maak met die seels, sodat die einde kan kom van hierdie era en die begin van die nuwe era kan aanbreek. En dan sê hy, and they sang a new song, saying, worthy are you to take the scroll and to open its seals. For you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation. And you've made them a kingdom of priests to our God, and they shall reign on the earth. Is jy in 'n mindset van dat jy heers in dit waarvoor hy jou geroep het? Dan maak dit vir sy saak wat die uitkoms is van hoe dit met my gaan nie. Then I looked and I heard around the throne the living creatures and elders, the voice of many angels, numbering myriads of myriads and thousands of thousands, saying with a loud voice, worthy is the Lamb who was slain, to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing. And I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea and all that is in them, saying, to he who sits on the throne and to the Lamb, the blessing and the honor and glory and might forever and ever. And the four living creatures said, Amen. And the elders fell down and worship. Het julle hierdie beeld van ons koning, van die heerser van hierdie koninkryk, onder wie se mag ons staan? Hoe kan jy nie dankbaar wees nie vir dit? Dit is 'n ander perspektief. Net om terug te kom by die ding van hoekom ek sê ons is heilig. Hierdie gedeeltjie uit Kolossense uit, hy sê, and you were once alienated and hostile in mind, doing evil deeds, he has now reconciled in his body of flesh by his death, in order to present you holy and blameless and above reproach before him. If indeed, and dis die voorwaarde, you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard, which has been proclaimed in all the earth, and of which are created under heaven, and of which I, Paul, became a minister. So, dit is belangrik dat ons weet dat Jesus se werk is voltooi. Daar kom ons nou 'n punt in jou lewe waar jy so in jou verhouding in hom staan,
dat jy kan nie anderster as om te leef volgens dit waarvoor hy jou regtig bedoel het nie. En dit is die toestand waarvan hy hierso praat. Weet jy hoeveel van julle is bekend met hierdie nie, oor die doel hoekom Jesus gekom het? Daar's baie doelwitte wat ons in ons kop het, maar hoor wat sê hy? But he said to them, I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns as well, for I was sent for this purpose. Hy het die koninkryk kom vestig. Dit was die doel, hoekom hy hier is. So, hier is 'n klein opsomming van hierdie gospel van die kingdom. En ek gaan nou die skrifgedeeltes vir julle aanhaal nie. Julle kan dit self gaan kyk. En ek wil vir julle vra, as julle kans het, gaan doen dit asseblief. En laat die Gees aan jou persoonlik openbaar, maar wat beteken dit wat daar staan? Vat tyd daaroor, vat time out, en gaan sit by hom, en laat hy vir jou sê, maar wat sê ek deur hierdie skrif? Hier is 'n opsomming. Everyone and everything belongs to God. Even the wicked for the day of destruction. Man desired to rather trust in his own ability, became self-conscious, to decide what to do and who to serve. The rebellion separated us from God, but Jesus ransomed us from the wrath of God, according to his plan, to save us from destruction, that we may serve God as priests, have peace with God, and eventually enter into his rest. Dit is iets om oor dankbaar te wees. Hy het gekom. Ons hoor, ons weet dat hy sê dat the hearing ear and the seeing eye, the Lord has made them both. So wat sê hy so? Jesus said, for judgment I came into this world, that those who do not see may see, and that those who see may be blind. Ons weet van baie wonders wat Jesus gedoen het, om mense wat blind is te laat sien. In hierdie jaar besef julle dat vir ons wat kan sien, het hy ons verblind van goed wat ons nie moes sien nie. En dit is vir my 'n groter wonder. Partykeer het jy iets aangedurf en gedoen, en mag die Here vir jou wys, as jy terugkyk, en iemand vir jou sê, man, ja, daai maak nie sin nie. Maar jy kon sien, hoe dat hy jou verblind het vir die siening van die wêreld, vir die siening van waaronder konvensionele denke sou gesê het, nee, jy moet nie dit doen nie, of jy moet nie so optree nie, of jy moet nie vir daai persoon dit doen nie. Maar as jy terugkyk, nadat dit gebeur het, kon jy sien, maar ja, ek moes nie daai gesien het, want dan sou ek dit nie gedoen het uit my uit nie. Maar hy het my verblind. Dit is 'n baie spesiale, en dit is 'n groot wonder wat in ons lewens gebeur, wat ons baie keer voorblind is. So, gaan sit 'n bietjie en reflekteer. Ek kan vir julle getuig van baie van dit in my eie lewe, waar ons besig is om 'n besigheid op te sit, wat ouens vir ons gesê het, maar hierdie kan nie werk nie. Dit werk nie so nie. Julle gaan dit nie so kan doen nie. Maar gelukkig het ons dit nie geweet nie. En ons het dit gedoen en hy het voorsien. Dit is waar, dit is vir my, ek wil vir julle sê, 'n groter wonder as 'n ou wat blind was en kan sien. In my persoonlike lewe, dit is 'n groot ding. So, ek hoop julle kan kyk vanuit 'n koninkryksperspektief na Jesus, en dat ons nie vassit op ons eie
ervaring in dit wat met ons gebeur nie, maar dat daai die bron van ons dankbaarheid is. Natuurlik, as ons na dinge kyk vanuit 'n koninkryksperspektief, dan wonder ons baie keer oor ons roeping of ons posisie. Ek gaan vir julle net 'n paar gee, ek gaan net vinnig daardeur gaan. Weer eens, ek het skrif hier agter gesit, wat julle maar self op 'n tyd kan gaan na kyk. Jy is 'n beelddraer. Hy het ons so gemaak, dit staan sommer in die eerste boek in die Bybel. Om 'n beelddraer in die koninkryk van God te wees, is 'n baie powerful ding, né? Ons is ambassadors for Christ. Hierdie word baie keer 'n bietjie uit konteks uitgevat, maar hierdie is in die Ministry of Reconciliation, né? Dit is waar ons ambassadors is. Priests and rulers, klaar daarna verwys in die skrif. Servants and stewards, witnesses, members of the body of Christ, disciples and disciple makers. Maak nie saak waar jy jouself bevind nie, jy is in een van hierdie posisies, of in meer as een van hulle, omdat hy dit besluit het. Ons is nie hier omdat ons slim is, of omdat ons die Bybel ken, of omdat ons goeie mense en gelowiges is, elke Sondag in die kerk is, vir wat 'n goeie rede jy ook al kan dink om te verdien nie. Ons is hier omdat hy so besluit het. En as julle 'n voorbeeld wil soek, vra vir die ou wat langs Jesus in die kruis was. Toe hy daar bo kom en hulle vra van wat maak jy? Toe sê hy, weet jy, vra vir Jesus. Nee, dis hy wat dit besluit. En kan jy nie rus van daarin en dit skep binne in ons 'n dankbaarheid. Dis nie oor ons prestasie nie. Die prestasie is as 'n gevolg van sy werking, of die goed wat ons doen, is as gevolg van sy werking in ons wat nou uitwerk. So daar word baie daaroor gepraat, dit is fyn, maar dis nie die doel nie. Dit is die vrug. En dit is sy lewenspad. Selfs met hierdie, ons funksies binne in die liggaam. Ons almal ken dit. En ek sal graag, ek wil vir elkeen van julle vra, want ons tree op binne in hierdie funksies, ons tree op binne in daai posisie wat ek net gewys het. Spandeer tyd by die Here en gaan uit daai perspektief uit, is daar baie om voor dankbaar te wees. Dankbaar dat hy ons gebruik, want hy het ons gewillig en beskikbaar gemaak. Daarom, dankbaarheid is nie 'n reaksie op ons omstandighede nie, maar 'n leefwyse van 'n reaksie op wie hy is. So, die eerste gedeelte, daai paar slides, dis baie hoe ons daarna kyk vanuit ons perspektief. En mense voel skuldig en aangekla en wat. Dis nie Jesus nie, maak ons vry. Die tweede gedeelte, as ons na hom kyk, gee vir jou totaal ander perspektief. Want dis hy wat dit doen, en dit gaan oor hom, en dit is 'n reaksie op wie hy is dan. Soos ons aangaan, leer ons ook ken op ons lewenswandel, ons ervaar en groei in ons liefde en ons vertroue op hom. Die uiteinde is 'n permanente toestand van vertroue op wie hy is, op hom en op hom alleen. Daar is nie plek vir iemand anders of vir iets anders nie. Dit is so 'n mooi voorbeeld. Dawid het gesondig en 'n klompie verkeerde goed gedoen. Maar sy hart was verbind aan God. Daar was die plek vir iets of iemand anders nie. En dis hoekom God gesê het, hy is 'n man na sy hart, hy was verbonde aan hom. Hy het nie na iets of iemand anders gaan soek vir 'n oplossing. Hy het net na God toe gegaan. Maak saak wat met hom gebeur het nie. En mag dit so wees vir elkeen van ons om daai perspektief te kry. Daarom sê dit, wanneer ons in hierdie toestand kom, him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with wisdom, that we may present everyone mature in Christ. Dit is wanneer ons maturity bereik.
wanneer ons koninkryks 'n goddelike perspektief het op dinge. So, dit is 'n toestand van die hart. Dankbaarheid is eintlik maar net 'n toestand van die hart. Dis wat hy vir ons gee en wat hy in ons skep. Dit is 'n teken van 'n joyful hart. Dit vloei uit, dit is 'n gevolg. It is the fruit of godliness. Want ons het 'n geestelike, ons het 'n goddelike perspektief op dinge. It is a trademark of humility. Jy kan nie dankbaar wees en trots wees nie. Dit is werk teen mekaar. As jy trots is, gaan dit oor jou. As jy dankbaar is, gaan dit oor hom. So, it's a sign that you know the one true God and have accepted his gift of eternal life. As jy dankbaar is, hoe kan jy nie dankbaar wees as jy ontvang het dit wat hy jou gegee het en jy besef wie hy is en wat jy ontvang het? So, ek wil regtig vir julle dit op julle harte lê en ek hoop dit kom deur dat en ek glo dit sal julle 'n baie mooi besef het van wie hierdie Jesus is. Wat is die koninkryk? Wat is sy koninkryk waarin ons staan? En niks anders maak saak nie, want dit is 'n rede tot dankbaarheid. Maar jy kan nie dankbaar wees as jy dit nie ontvang nie. En mag jy vanoggend dit ontvang, as jy nie al klaar het nie. Want dit is die mees kosbare ding wat jy in jou lewe kan hê en kan kry. En dis net hy wat ons oë oopmaak daarvoor. Dan, om aan te sluit by Leon se skrif, my gebed vir elkeen van julle, is nou maar net die Kolossense weergawe van wat hy in Efesiërs vir ons, dis maar dieselfde briewe, aangehaal het. En die gebed is, as julle Bybels by julle het, maak gerus oop daarso. Dit is vanaf vers 9 tot 14. Dit is baie kragtig, want dit volg op waar hy sê, hierna vertel het ook wie Jesus is. So die gebed is, that you may be filled with the knowledge of his will in all spiritual wisdom and understanding, so that you, as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to him, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to his glorious might, for all endurance and patience with joy, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light, because he has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. So al die onderwerpe wat ek aangehaal het, word eintlik in hierdie saamgevat. Want ek het dit besef toe hy die skrif vir my gegee het nie. So ek wil afsluit by hierdie gedeelte, as julle kan gaan na Jesaja 12 toe, weer eens in julle eie Bybels, as julle nie omgee nie. Jesaja 12 volg op Jesaja 11, en Jesaja 11, het hy ons nou gesê, die sewevoudige gees, uit die stamp of Jesse. En dan is dit natuurlik dat dit gaan oor dankbaarheid. You will say in that day, I will give thanks to the Lord, to you, O Lord. For though you were angry with me, your anger turned away, that you might comfort me. Behold, God is my salvation. I will trust
and will not be afraid. For the Lord God is my strength and my song, and has become my salvation. With joy you will draw water from the wells of salvation. And you will say in that day, give thanks to the Lord, call upon his name, make known his deeds among the peoples, proclaim that his name is exalted. Sing praises to the Lord, for he has done gloriously. Let this be made known in all the earth. Shout and sing for joy, O inhabitants of Zion, for great is in your midst is the Holy One of Israel. Ek weet nie of julle gehoor het in hierdie nie, ons het met alles wat hier staan te doen gehad vanoggend. Dit is nogals baie spesiaal. So, ek wil eintlik afsluit, om net 'n bietjie te sê ook oor rus. Julle kan onthou dat in die gedeelte waar ek gepraat het van ons wandel met hom, die doel is uiteindelik om in sy rus in te gaan. En Desember is 'n geleentheid en 'n tyd om in rus in te gaan. En ek wil vir elkeen van julle 'n baie goeie rustyd toewens en toebid. En om bietjie te gaan besin oor hierdie rus, gaan lees gerus hierdie Hebreërs 3 vanaf vers 7 tot 19. En waaroor dit daar gaan, ek gaan dit nou nie vir julle 'n detail deurgee nie. Ek gaan dit net daar los. Gaan kyk in julle eie Bybels. Maar waaroor dit gaan is, toe die volk afvallig geraak het, het hy gesê, hulle sal nie in sy rus ingaan nie. Ons staan nou in sy koninkryk. En ons, as hy vir jou 'n dankbare hart gee daaroor, wil ek vir jou sê, rus lekker hierdie jaar. Rus lekker aan die einde van hierdie jaar. En ervaar en geniet dit. So ja, dis my storie vir oggend. Mag die Here dit wat jy moes gehoor het in jou hart vasmaak. En mag jy hierdie tyd wat in Desember waar almal afskakel, die ouens wat nie hier is, die wat reeds rus, mag elkeen 'n baie lekker rus en 'n geseënde tyd hê.